Baie welkom by die huis van gebed, almal van julle en julle wat daar buite is, wat altyd inskakel. Ek sien die mense die Bybels hier vandag hier, van julle. Ja, maar jy die verkeerde een. Wat moet staan? Dis 'n woord, broer. Dit is, maar jy sal nou sien wat hy aan die vang is. Nou broer Eddie, wat is onlens? Ek het wind narmer kas aangekom. Ja, wie weet, onlen het my uitgevang daai dag. Maar nou is dit julle. Ja, broer Eddie, kom maar vertel gou vir jou wat hier aan die gang is. So broer Eddie, kom ons kyk. Omtrent 'n maand terug gee die Here vir my 'n droom van daai marmerkas, né? Waar jy die wapens aan uithaal en dit aan elkeen uitdeel. Maar net voor dit, toe sien ek 'n lem van 'n swaard. En mag dit net so breed gewees soos noue, maar dis 'n swaard, dis die mooiste swaard wat ek al ooit gesien het in my lewe. Hy het 'n goue handvatsel, met griffels op wat hemels is. Ek het nog nooit so gesien, weer eens, bro, miskien sal ek dit probeer namaak. Okay. En die swaard het 'n lem. Maar soos jy hom ken nie, bro, Eddie, hy's 'n lem van wit lig. So. Kyk, het jy geweet hulle kan met lig sny? Ja. Soos 'n laser, né? Nou hierdie een is nog skerper. Want dis God se lig. Yes. En hy is aan daai lem. En toe sien ek die gesig van hierdie wit lig swart lem. En toe droom ek van die boom waarin ons hardloop en ons kry ons wapens. En ons het dit hier gedoen en net so 5-6 dae terug is daar 2 mense wat ons bedien het en hulle het afgekom, Darcy en Renay, en hulle is op soek toe na Bybels. En Renay lyk vir my so 'n bietjie speerders bloed in haar, want sy soek toe en sy kom af op die 1933 vertaling Bybels. Ja. En 'n maand terug toe ek gedroom het van hierdie wapens, toe het hierdie Bybel uitgekom. Want hulle herdenk die 100 jaar wat Afrikaans 'n taal geraak het. En wat hulle al besig is met hierdie, want ek dink dit was 1925 wat Afrikaans 'n amptelike taal geraak het. Wow. Maar dit is van die Here af. Want die een aand voordat ek dit geweet het, maak die Here my wakker en hy sê vir my, en dis vroegoggendure, ek moet my ander Bybel oopmaak en ek maak hom oop heel voor en ek lees iets wat ek nog nooit gelees het nie. Die verskil tussen die 33 en die 53 Bybel. Nou in die 33 het hulle die Bybel letterlik vertaal, woord vir woord. En hulle het die Bybel, die Hebreëus vir die Ou Testament gebruik en die Grieks, die oorspronklike Grieks vir die Nuwe Testament gebruik. So hy span daarof van die Grieks af vertaal Direk, maar woord vir woord. So as hulle so gesê het hulle 'n woord gevind, 'n werkwoord vir 'n werkwoord, 'n naamwoord vir 'n naamwoord en 'n woord en hulle het hom so vertaal. So hy is nie vertaal van die King James of nie, hy is vertaal van die Grieks af. Presies. En hulle het gehou. Natuurlik was daar baie mense wat nie gelukkig was daarmee nie. En maar hulle wou hou by die oorspronklike skrifte waarvan af die King James vertaal was. Soos hulle dit gedoen het by die King James versie. En maar na die 50s het hulle nie meer so vertaal nie. Hulle het begin sê, wag, kyk, weet jy wat, daai tyd het hulle geglo alle tale is eners. Na die 50s het hulle geglo, maar dis beter om dit wat gesê wil word te sê in jou taal en hulle het woorde begin verander. So het hulle in die 1933-53, alhoewel hy baie naby is, bro, glo my, die 33-53 is die enigste Bybel wat ons gebruik. Hy is nog steeds lewend en kragtig. Ons het menigte gevegte gewen met hom. Hy was soos krag en weerligkrag deur my, maar die Here wil terugkom na die oorspronklike.
Want hulle het 5000 woorde verander in die 53 vertaling. 5000 woorde, bro, het hulle bietjie verander soos hulle dink dit moes wees. Kom ek sê vir julle iets, hoekom? Want van die mense was bietjie offended. Verstaan jy? So, kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Slaaf het hulle diensknegt gemaak. Want van die ryk ou oomies en ou tannies wil nou nie hoor hulle is 'n slaaf nie. Ja, vir my beter om 'n diensknegt te wees. Ja, verstaan jy? Al van die allerhoogste. Maar jy is 'n slaaf van Christus. Yes. Jy is 'n slaaf van geregtigheid. Jy moet jou plek ken. Amen. Hy sê want toe Jesus gekom het, toe die Sirofenisiese vrou gekom en die Here het gesê, moenie die brood van die kinders vat en vir die hondjies gee nie. So ken dan die se plek. Ja, nee. Nou ja, ons was die hondjies, die heidene, Ja. né? En toe raak ons kinders. Verstaan? Yes. Want hy het gekom vir daai kinders. Maar weet jy, as gevolg van daardie vrou se geloof, broer, het die Here vir haar dogter genees. En as gevolg van die feit dat sy volk hom verloon het, het hy gekies om ons heidene vir homself aan te neem as kinders. So nee. Dankie, Here. So, waar was ek gewees? Was ons in die kas? Nee. En toe moes ek hoor dat hulle die gesogte en weet jy wat ek gesoek vir hierdie Bybel, broer? Ek het gesoek vir hierdie Bybel en ek het gebid dat die Here iemand stuur om net vir my te kon gee en toe druk 'n vrou dit in my hand en toe sien ek hierdie 1933 Bybel wat woord vir woord vertaal is van hoe God het gesê. Kyk broer, as God gesê het in die begin was die woord en jy sê die woord was in die begin, dan is dit nie meer God se woorde nie. En die duiwel weet dit. Dat my vrou uit hierdie 33 uitgebid het vir my. En toe wys die Here vir my dat dit is nou weer, dit is hoe ek gedroom het. En dit is die wapens wat ons gaan vandag uitdeel. En dit is hoekom baie mense nie hulle Bybel saamgebring het nie, want hulle soek hulle wapens, broer Eddie. Ek het my ou een ook gebring. Ja, ou een. Ja, ek kom 2 so. Jy kan hom eers sien aan een kant. Ja, jy weet as jy twee probeer het, hè? Jy twee probeer dan jy bring een kies hier so 'n backup. Ja, verstaan jy. So broer Eddie. Nou hier is dit. So dit is waaroor hierdie hele droom gegaan het en hierdie wapens wat uitgedeel word. En vandag gaan ons hierdie wapens uitdeel. Die Here Jesus Christus het dit in die hart van die mens gesit om die woord van God, die 1933 Afrikaanse vertaling wat oorspronklik van die Hebreërs Ou Testament en die Grieks Nuwe Testament af woord vir woord vertaal is uit te bring. Hy het vir my gewys dis 'n wit lig lem swaard broer met 'n tweesnydende kant wat skerper is as enige lig op aarde. Hy sny duiwelse koppe af. So vinnig broer dat hulle weet nie eens hulle koppe is af as hy gesny is. Vir so rukkie. Tot hy opkyk en sien hulle en daar staan sy lyf nog. Ek sê vir jou my broer, jy moet verstaan. Dat wanneer jy God spreek, dan spreek jy Jesus Christus. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy, Jesus, was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom, Jesus, het niks ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. En die lig, broer, skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dis hoekom al hierdie ou vrye messelaar Bybels, hierdie NIV's en al daai ou vertalings, broer, hulle het sommer Handelinge 8:37 uitgehaal. Wat sê jy daarin? Dit sê dit dan so. Ja, Handelinge 8. Dat hulle hom hy moet glo in die naam van Jesus. Nou, Ja. met Jesus bely voordat hy gedoop kan word. Amen, broer Eddie. Daai is nogals belangrik. Ja, so hè. Hulle het dit uitgehaal. En hulle het, weet jy wat? Hulle het dit gesê soos hulle dink. Hulle dink hulle kan God se woorde verbeter, maar wat het God vir hulle gesê? As jy hulle uithaal, dan haal ek julle naam uit die boek. As jy hulle byvoeg, voeg ek vir julle pla by. Ja.
So, nou wil ek vir jou sê, broer, hier is hy. Ek het al my spesiale ene, né? Kyk, het jy nou gesien hoe daai het hy nou uitgekom? Het jy gesien? Bly ek in 'n swaar handel want jy swaai my rondom my kop en ek sê, "So broer, Jy weet, maar ek is net besig om jou los te sny. Sal iets so is, verstaan jy? Ja, maar jy weet broer, as jy van lig gemaak is, kan die lig maar deur jou gaan. Dan gaan jy niks maak nie, verstaan jy? so goed so lekker is dit. Nou, wil ek vir julle sê. So ek het vir daai vrou gesê, daar by die Bybelgenootskap, waar kry mens die Bybelgenootskap hè? Ja. Haar naam is Michelle. Sy het vir ons 'n afslag gegee. Sy het dit op Eddie Dupoy se naam het ons die Bybels daar gekoop. Nee, want jy het sommer net jou naam gegee. Toe dink ek wel, is ook aan maar goed dat jy die hele boks aan die bakkie toe dra. Die red kon Die wapens uitdeel, ja. Ja, hy was die wapendraer, verstaan? Te draai ja, bro. En nou wil ek vir julle sê, so, bel haar vir Michelle en sê, ja, van Huis van Gebed, of Eddie Duploy, het julle gestuur, julle wat wil regtig die woord van pot in sy oorspronklike vorm in Afrikaans wil hê. Ja. So broer Eddie, nou gaan ons die wapens uitdeel. Amen. Nou gaan ons die wapens uitdeel en ons gaan almal weer in lyn staan. En so begin sommer maar hier staan. Ek wil net vir julle ietsie sê dat die vyand weet as hy God se woord kan verdraai. Kyk wat hy gedoen het. Toe hy na Jesus gekom het en hom versoek het. Het hy gesê daar staan geskryf, maar verdraai dit. Sodat jy moet sonder. Nou, daar's Bybels daar buite, broer, hierdie lewende vertaling. Ek kan nie eers hoor dat dieselfde woorde is nie. Dit klink soos 'n sprokiesverhaal. Ek soek nie daai bottermes nie. En dit is nie 'n ysterbottermes nie, dit is 'n plastiek bottermes. Nee, broer, ek soek hom soos hy gesê was deur God self. Ja. So dis hoekom die Here gesê het, bewapen die volk. En dis hoekom hy dit nou uitgebring het. So kry vinnig julle koppies voordat die deur van die woord weer toe gaan, want hy was baie lank weg. Okay, nou maar kom ons doen hierdie saak, broer, verstaan nie so? Man, ek raak so opgewonde. Hoe lank terug het ons die suiwer unadulterated woord van God, woord vir woord van die oorspronklike afgehad in ons hande. Ons het deel gehad en hy was goed tot en met nou. Maar die gevegte en oorloë wat gaan kom is so groot dat ons gaan hierdie lem nodig hê. En hierdie is, ek kan nie wag om met hierdie lem, ek veg al klaar met dit. Okay, so kom maar vorentoe, broer Eddie gaan vir julle die wapen. Nee, wacht een begin. Dit was die vrou in die droom, wat gehardloop vir die klein vol wapenkie. Maar, jy sê julle sê hierso, nee, as jy eers met die min getrou kan wees, kan jy nou met die groter wapen, so hierso, as jy reg gekies, my sussie. Ariel en Sion. Ja, hulle het hulle eie soldats gedoop in die naam van Jesus Christus. Ja, en kan na word terug.
Dis vir Jackie, vir my broer Jackie. Luan. Luan net hier. Waar is Luan? Wat is Luan? Okay, en Wesbank is dan wag 'n bietjie. Jy kry spesiaal hier. Kom ons kyk net so 'n bietjie. Man, ek kan nie wag nie. Man, weet jy, broer Eddie. Jy al Bybels op koppel laat kan. Mense los gesny met hierdie woord. Jy sny hulle los. En dan sien jy kom hulle los en vry. Man van dinge soos krankzinnigheid, skizofrenie, kanker en allerlei siektes en kwale, depressies. Nee broer? Yes. So maak soms staan so mense broer. As jy witchcrafters kom, dan loop ons soms so oor in die naam van die Here sny hierdie goed van my af. Weet julle hoekom? Want die woord van God is nie gebonde nie broer. Broer, wat jy raak sê. Alle ou godsdienstige. Ja, verstaan jy? Hulle wil vir ons mos kom vashou. Hulle gaan ons nie vashou nie, broer. Ons is vol wit lig en dit kom nie uit. Kom nie uit. Ons is nie soos die kerkie nie, broer. Hoe het jy gemaak eendag? Daar. Ons is vol van Jesus. Ons is vol van sy woord. Jesus is God. As jy God spreek, moet jy God spreek. Moenie iets spreek wat gemeng is met mense se woorde nie. So, ek glo dat Michelle gaan nog ons baie Bybels. Amen. Yes, amen. Dankie julle. Met afslag. Ja, dan is hulle Paris vir hulle op die nou Bybelgenootskap in die Kaap. Dis 'n Michelle wat jy kan bel, maar op die internet is dit online. Kan jy ook by die Bybelgenootskap die Bybels bestel. Bestel dit online. Ek dink die aflewering is 2 of 3 dae. 2 of 3 dae. Ons is regtig in die gees besig. Hoe meer jy van hierdie in jou sit, hoe meer sit jy van Jesus in jou. Hoe meer jy van Jesus in jou skerper raak jy swaard. Skerper jou swaard is, hoe vinniger veg jy los en elke vestingskans en mag van die vyand val. Dis wat my so opgewonde maak, broer, want Pastor Sarel het die woord van God gebruik om my vry te maak. Jy weet toe verwerping, die gees van verwerping my nie wil los nie. Lyk ek verwerp? Nee, broer, ek is al 'n aangenome kind van Jesus Christus. verwerkte en Ek is 'n koning. Ek is 'n musikkoning. Ek is 'n koning tot 'n priester. Amen. Nou toe ek 'n verworpeling verwerpte was. Vol depressie. Toe het Sarel hy gees uit my gedryf, maar hy gees wil nie gaan nie. Maar weet jy wat gebruik het? Hy sê vir daai gees, ek herinner jou. Ek het wapens kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek, en sê jou vesting van verwerping, jy sal nou gaan in die naam van Jesus. En net so te onthou ek het so ge. Toe ek daar opstaan vir hierdie toe, voel ek kan nie loop nie, toe loop ek so, want ek voel ek is op die maan, want ek voel so lig tot vandag toe. Okay, amen.